En vanoggend se tema waaroor ek met u wil praat is geroep om staande te bly. Dis die tema, geroep om staande te bly. Wat beteken dit? En die vraag is vanoggend, bly u staande? Bly u staande in hierdie wêreld? Bly u staande met al die uitdagings wat ons elke dag beleef? Bly u staande? En die gedeelte wat ek uit gaan lees vandag is Judas 17 tot 25, maar soos ek aangaan, gaan ek dele daaruit lees. En ek weet, elkeen van ons ken die groot muur van China, of the Great Wall of China. Elkeen van die weet wat dit is. En daar's ek het 4 foto daar geplaas, en hulle sê na beweringe, die muur is 3 keer deur die vyand deurgebreek. 3 keer. Maar dit het nie gebeur omdat die muur swak was nie. Hoe dit gebeur? Dit het gebeur want die wagte was omgekom. So dis hoe hulle dit reg gekry het om deur daai muur te kom. En ons sien wanneer daar 'n stadsmuur is, daai stadsmuur moet bewaar word. En as daai stadsmuur nie bewaar word nie, dan is daai hele plek, dit kan deurgedring word. En die rede hoekom ek hierdie gedeelte gebruik as 'n voorbeeld vanoggend, want ek wil hê ons moet dit van toepassing maak met my en u, met ons Christelike lewe. Dieselfde geld vir ons vandag as kinders van die Here, en dieselfde geld vir ons vandag as 'n kerk. Ek en u moet vandag dit besef. Wil u staande bly? Ons kan vandag die regte belydenis sê. Ons kan vandag die regte strukture in plek hê. Ons kan selfs die regte leerstelling sê. Maar as ons nie geestelik sterk staan nie, word die vyand se leuns gevaarlik en ons kan maklik oortuig word en valsheid begin groei. Die oomblik wanneer ons nie onsself bewaar nie, dan kom daar leuns, of dan kom goed wat die vyand bring, en dan begin dit, en dan het ons, word ons aangeval, en ons bly nie staande nie, en ek en u, die vyand kom en hy oortuig my en u van valsheid. En dit is wat ek en u ons moet daarby staan en besef, dis wat gebeur. Judas skryf aan 'n gemeente wat bedreig word deur valse leraars. Hulle bring die valsheid. En daarom is dit so belangrik, ons praat so baie daaroor. U moet geestelik begin sterk raak as 'n kind van die Here. En ons gaan nou daarna kyk, want daar's vals leraars. Hulle kom, hulle bring die woord, valsheid. En hierdie brief wat Judas skryf, was in 'n krisistyd gewees. Hy skryf dit in 'n tyd van geestelike krisis. En ons gaan nou sien, dit is ook van toepassing vandag vir my en u in die tyd van ons lewe. So hierdie brief was vir daai gemeente geskryf in die krisistydperk. Die kerk word bedreig. Jy kan na die hele boek gaan kyk. Die kerk word bedreig deur valse leraars. Klink dit bekend? Die kerk, daar's morele losbandigheid, geestelike arrogansie en selfsugtige leierskap. Dis wat daar gebeur het. Jy kan gaan kyk. Maar hy eindig nie met wanhoop nie. En ons gaan nou daarna kyk. Judas eindig nie die brief met wanhoop nie. Hy eindig dit in vers 24 en 25. Eindig hy dit in aanbidding. Dit wys dat God se krag is groter as die kerk se krisis. Vandag, ons kan krisisse beleef. God se krag is groter as enige kerk se krisis. Maar ons moet vashou aan God. En dis verskriklik belangrik wat ons moet doen. En hy gee vir ons 4 opdragte om te keer dat ons struikel. En ek wil hê ons moet vanoggend daarna kyk. Die Here gee vir ons 4 opdragte vir my en u, 4 pilare om vas te hou, sodat ons nie sal struikel nie. Eerstens is, onthou die woord. Bou jou geestelike lewe. Bewaar ander in barmhartigheid en vertrou God om jou te bewaar. En dis die punte wat ek vandag na wil kyk. Kom ons begin onthou die woord. Judas gee 'n waarskuwing van die apostels in vers 17 tot 19, ek gaan vir julle lees. Maar julle geliefdes moet die woorde onthou
wat tevore gespreek is deur die apostels van ons Here Jesus Christus. Dat hulle vir julle gesê het, in die laaste tyd sal daar spotters wees, wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Dit is hulle wat skeuring maak. Sinnelike mense wat die Gees nie het nie. Lees net eers daai paar verse. Judas begin met 'n bevel as ons hierna kyk. Hy sê, maar julle geliefdes, moet die woorde onthou. Onthou die gesag van die apostels. En ek gaan nie daarop ingaan nie, maar die manier hoe die woord saamgestel het, was daar sekere maatreëls, 'n sekere maatstaf wat hulle gebruik het. Maar kom ons kyk net hoe hulle die woord saamgestel het. Maar die apostels was ooggetuies van die opstanding. So, dink vir die volgende, die woord wat u het, die woord wat u lees, waar kom dit vandaan? Met ander woorde, dit kom van die apostels af, wat ooggetuies was van die opstanding van die Here. Hulle was deur Christus self gestuur en was draers van die finale openbaring. So wanneer ons God se woord vat, van Genesis tot Openbaring, dit is wat die Here vir ons gee. Dis die finale openbaring wat ek en u moet weet. En dit kom nie van die apostels af. So dis hoe belangrik die skrif is. Daarom is die leerstelling van die apostels die maatstaf van waarheid. So ek en u wil weet wat waarheid is, dis die maatstaf. Hoe gaan ek en u staande bly in ons daaglikse wandel? Wat God se woord. Judas sê verder dat die waarskuwing van die apostels onthou moet word. Hy kom en hy sê, die apostels het voorspel. Daardie tyd het die apostels voorspel dat daar spotters sou kom. Kan jy dit terugvind van nou toe? Daar gaan spotters kom. Mense wat hulle eie begeertes volg. Mense wat hulle eie begeertes volg. Mense sonder die Gees. Dit is wat gebeur. Judas sê, moenie verbaas wees nie. Die Bybel het dit voorspel. Judas sê dat ons die apostels se beoordeling moet onthou. Dit wat vir ons geleer is, broers en susters, moet ons onthou. Wil jy staande bly in hierdie bose wêreld? Onthou wat vir ons geskryf is. Judas beskryf die valse leraars of valse Christene. Hoe beskryf hy hulle? Hy sê, hulle is natuurlik, hulle het nie die Gees nie. Hulle maak skeuring, hulle bring verdeeldheid. Dis waarom dit so belangrik is, ons praat so baie oor eenheid in die kerk. As u skeuring bring, of as 'n mens skeuring bring in 'n kerk, of as 'n mens verdeeldheid bring in die kerk, van waar kom jy? So 'n persoon is 'n instrument in Satan se hand. As hy kom en hy bring verdeeldheid en hy bring skeuring. Want wat is in sy hart? En dis wat die apostels gesê het. Hulle volg hulle eie begeertes. Hulle wandel volgens hulle eie begeertes. Die Engelse gedeelte. These are the ones who cause divisions, worldly minded, devoid of the Spirit. Dis wat hulle doen. Mense verwerp die woord dikwels. Nie oor dit gaan oor intellektuele probleem nie. Hulle verwerp die woord van God, van die woord van God konfronteer hulle leefstyl. Wanneer gaan ons teen God se woord? Wanneer sê ons God se woord is nie reg nie? Wanneer die woord my nie konfronteer met die waarheid. Ek het my leefstyl, moenie my leefstyl raak nie. En die oomblik as ons sê dis verkeerd, dan konfronteer ons so 'n persoon met God se woord. En dan verwerp hulle God se woord. En dis so belangrik. Wanneer ons dus kyk na wat Judas geskryf het, sien ons, dit is ook vandag van toepassing op 'n kerk. Dis ook vandag van toepassing op ons lewens. Ons kan sien wat gebeur. Kan jy toe ek hierdie gelees het, sien? Kan jy dit sien, dis wat in die wêreld aangaan op die oomblik? Dis wat op die oomblik in kerke aangaan.
Daar's kerke wat valsheid preek. Daar's kerke wat valsheid in hulle het. En jy kan maar net gaan kyk. Daar's soveel voorbeelde daarvan. Ons leef in 'n tyd waar waarheid bevraagteken word. Elke persoon het sy eie waarheid. Is dit nie wat aangaan nie? My waarheid is my waarheid. En iemand anders se waarheid is 'n ander waarheid. En elke persoon gaan aan en voel gemaklik met sy eie waarheid. Wat vir hom werk vir hom. As hy hierdie deel in die skrif uit wil haal hom uit, want dit is my waarheid. Maar ons breek weg. Mense breek weg van die skrif af. Waarheid word bevraagteken. Ons eie vleeslike begeertes regeer. My vleeslikheid regeer. Ons het al gekyk, daar's 'n stryd tussen gees en vlees, dan kom die mense en sy vlees regeer. Hy doen wat hy wil. En as ons sê nee, dis teen die skrif, dan gaan so 'n persoon weg, want hy's kwaad, want hy was gekonfronteer met die waarheid. Ons eie vleeslike begeertes regeer. Verdeeldheid is normaal. Vandag is verdeeldheid normaal. Ek stem nie saam nie, want jy was gekonfronteer, dan breek mense plek op. En jy stap weg, en jy gaan na 'n volgende plek toe, en jou gedrag gebeur dieselfde daar. Want verdeeldheid, kan ons sien van Judas skryf in daai tyd, kan ons sien die ernstigheid wat verdeeldheid doen. En hoeveel keer praat ons hieroor, en hoeveel keer hamer ons hierop, ons moet eenheid hê. Ja. Want as ons verdeeld is, kan ons nie saam staan. Dis al wat die vyand moet doen. Hy moet ons net verdeel. Dan kan hy ons los en weggaan. Want dan eet ons mekaar self op in ons verdeeldheid. Maar ek en u moet saam staan in eenheid. En dit wat Judas daai tyd geskryf het, is ook 'n krisisbrief vandag vir my en u in hierdie diens. Vandag in ons kerk. Dis 'n brief wat hy geskryf het daai tyd van krisis. Wat die algemene norm was in daai tyd. Vandag is dit dieselfde. En ek en u moet vandag daarom, dis waarom ons hierna moet kyk, dat ons kan staan en bly. Judas herinner die kerk doelbewus, want geestelike vergeetachtigheid is een van die grootste gevare vir 'n gelowige. Geestelike vergeetachtigheid. Hoe baie kere kan ons vergeet? Hoe baie kere kan ons op 'n plek sit en ons is maar nie daar. En ons vergeet die waarheid. En voor ons agterkom is 'n kerk deurtrek met valsheid. En dan sit ons en ons is net gemaklik. Maar ons kern is vrot. En ek en u moet daarteen waak. En as ons staande wil bly, as kinders van die Here, as ons staande wil bly as 'n kerk, moet ons hierna kyk. Ons kan nie geestelik vergeetachtig wees nie. Daarom toets ons elke nuwe openbaring. Elke nuwe openbaring, as iemand kom en sê, hy het 'n droom gehad, die Here het die volgende vir hom gesê, dis sy openbaring. Luister daarna, maar toets dit aan die woord van God. Want Openbaring was die laaste boek in God se woord. Daar kom nie 'n boek uit met jou eie naam by nie. Openbaring is die laaste. So as iemand kom met Openbaring, of iemand kom en sê, ek het hierdie droom gehad en die wêreld eindig oor 'n jaar of oor 2 maande, dan weet ons mos dis vals. Want ons gaan dit volgens God se woord gaan ons dit evalueer. En daarom is dit belangrik, broers en susters, ek en u moet die woord van God vat en dit bestudeer. En elke iemand wat met iets na u toe kom, elke Facebook boodskap of YouTube boodskap of wat se sosiale media boodskap dan mag kom, of enigiets wat na u toe kom, vat dit en vergelyk dit aan God se woord. En as dit vals is dit vals. En dit is waarna ons moet kyk. Daarom toets dit. There is so much religious showmanship these days that the saints are confused. En ek en u moet daarom vashou. Ek en u moet nie confused raak met al die stemme. Wat se stem moet ek en u gehoorsaam? Die Heilige Gees wat in ons is. Ons moet sy woord vat. Dit is ons handleiding en dit gaan my en u laat staande bly. En ek en u moet daaraan vashou.
Hoe onderskei ons vandag? Dit wat ons hoor, dit wat ons sien, hoe onderskei ons wat's waar en wat's vals? Hoe word ons vandag gewaarsku van wat waar is en wat vals is? En ek gaan 'n paar vir julle noem. Hoe onderskei ons die woord van God? Hebreërs 4:12. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dit dring deur tot die skeiding van die siel en die gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. So van die woord is skerper as 'n tweesnydende swaard. God sê van die woord. Hoeveel tyd spandeer ons in God se woord? Hoeveel tyd spandeer ons in sosiale media? Dit kan jy vir jouself antwoord. Hoeveel tyd het u hierdie week in God se woord spandeer? Hoeveel tyd het u hierdie week in sosiale media spandeer? So wil jy staande bly. God se woord. 'n tweede ene, die getuienis van die Gees. Romeine 8:16. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Met ander woorde, die Gees is in ons. Hy getuig saam met ons en dit hou my en u dat ons kan staande bly. Want op die eie kan u nie. So vat God se woord, dit word lewend want die Gees is in ons en dan kan ons staande bly. Die fokus op Christus, ons fokus is op Christus en die volgende is belangrik. Die Gees verheerlik nooit 'n mens nie. Die Heilige Gees verheerlik nooit 'n mens nie. Die Heilige Gees getuig van Jesus Christus. So as enige iemand verheerlik word en sê dis die Heilige Gees wat my verheerlik het en dit is hoe belangrik ek is, bevraagteken dit. Is dit van God af? Want die Gees sal nooit 'n mens verheerlik nie. Die Heilige Gees verheerlik Jesus Christus. Die tweede punt, bou jou geestelike lewe. So die apostels het vir ons gesê, hou by die woord. Die volgende punt, bou die geestelike lewe. Judas vers 20 tot 21. Maar julle geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. En julle self in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. Judas beweeg nou van 'n waarskuwing na 'n opdrag. En die opdrag is bou. Wil jy staande wees, staande bly, bou die geestelike lewe. En hierdie verse sê vir ons, hy gee 4 boustene of dissiplines, as ek dit so kan noem. Bou op julle allerheiligste geloof. Wat beteken dit? Geloof in hierdie gedeelte beteken die inhoud van die evangelie. Met ander woorde, Judas 3, te vermaan om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Met ander woorde, hierdie geloof verwys na die evangelie. Hou vas, bou op die evangelie. Bou daarop. Bou deur die woord te lees. Bou daarop om die woord te gehoorsaam. Bou daarop om die woord te bewaar. 'n Christen wat nie die woord ken nie, kan nie onderskei. Baie kom en sê, maar ek is 'n kind van die Here, ek's 'n Christen, maar jy ken nie die woord nie, so hoe kan jy onderskei? Hoe ernstig is dit? Met ander woorde, as jy nie die woord ken nie, gaan iemand met 'n leuen na u toe kom, en dis waarom baie goed gebeur soos dit gebeur. Ons vat 'n boodskap en ons hardloop met 'n boodskap, en daardie boodskap wat ek ontvang het, is vals. Dis geheel en al teen God, teen die woord. Hoekom doen ons dit? Want ons gaan nie en ons vergelyk alles wat ons hoor met God se woord nie. As ek en u nie God se woord vat nie, en God se woord ken nie, en dit ons eie maak nie, gaan ons heeltemal uitmekaar uitval. Hoe kan jy gehoorsaam wees, as jy nie weet waaraan moet ek gehoorsaam wees nie? En dit is so belangrik. Hoeveel tyd weer eens spandeer ons in God se woord? Ons moet die woord gehoorsaam, ons moet die woord bewaar. Die woord is my en u handleiding, en die woord is vir ons so belangrik. Ek en u moet dit bewaar. Dit moet vir ons kosbaar wees, die kosbaarste skat wat God vir ons gegee het.
'n Christen wat nie die woord ken nie, kan nie onderskei. Volgende gedagte, waar Judas van sê, waarop ons moet bou, bid in die Heilige Gees. Om in die Heilige Gees te bid, is om te bid onder die Heilige Gees se leiding. En hierdie is verskriklik belangrik. Hierdie het u dalk al gelees en gesê, maar hierdie verstaan ek nie. Of hierdie is vir sekere mense. Daarom het ek bietjie uitgebrei op hierdie, dis 'n preek op sy eie. Maar ek wil net vir die volgende belangrike kernwaarhede hier gee. Bid in die Heilige Gees. Om in die Heilige Gees te bid, is om te bid onder die Heilige Gees se leiding. Volgens God se wil, in afhanklikheid van sy krag, met 'n rein hart. Dit is hoe u moet bid. Wanneer u na God toe gaan, en u bid in die Heilige Gees, moet u onder die Heilige Gees se leiding gaan, volgens God se wil, in afhanklikheid van sy krag, met 'n rein hart, moet ons bid. In gehoorsame lewe, en 'n gesindheid, wat deur die Gees gevorm word. Dit is wat dit beteken. Om dus in die Heilige Gees te bid, is woordgesentreerd. So wanneer ons bid in die Heilige Gees, is dit woordgesentreerd. As u bid, maar u hou die woord, die lewende woord van God buite rekening, hoe gaan u bid? Hoe gaan die gebed lyk? Dan tree u in die eie wil op, want u is buite God se wil. So wanneer ek en u bid, is dit woordgesentreerd. Wanneer ek en u bid, is dit Christus verheerlik. Nie myself nie. Dink daaraan, wanneer u bid, al het jy 'n behoefte, al het jy 'n begeerte, al kom jy voor God, en dit is Christus gesentreerd. Hoe gaan die gebed lyk? Met ander woorde, en verder as jy bid, is dit geesafhanklik. Met ander woorde, ek bid nie uit myself uit nie. Ek bid want ek is afhanklik van die Heilige Gees wanneer ek bid. Want, hoe lyk die gebed as jy sê, ek het nie die Heilige Gees nodig nie, hierdie sal ek self bid. Met ander woorde, wanneer ons bid, het ons geesafhanklikheid. Met ander woorde, en wanneer ons bid, kom ons, en ek wil voor die Here kom, in heiligheid. Here, ek wil voor die kom, want wie nader ons? Wanneer ons bid, tot wie bid ons? Bid ons nie tot die heilige God nie? So hoe kan ek kom vir die Here, sommer maar net? Of hoe kan ek vir God kom, en net sê, Here, hier is my lysie vir vandag. Antwoord net. Wanneer ons vir God kom ons vir 'n heilige God. Heiligheid moet ons gedrewe wees, wanneer ons in die Heilige Gees bid, en ons moet hoopgevul wees. Met ander woorde, wanneer jy bid jy tog mos nie net nie. Ons kom na die Here, en ek vertrou op God, ek het hoop, en ek weet, hy is by my, hy hoor my. En dis wanneer ons bid in die Heilige Gees. En nou die belangrikheid. Wat belangrik is oor hierdie gedagte, om te bid in die Heilige Gees, is nie net 'n spesiale soort gebed vir sekere heilige of meer geesvervulde mense. Baie kere word gesê, daai mens is op 'n hoër vlak as ek. Hierdie gebed wat hierso van praat, dit is nie vir 'n spesiale mens nie, vir 'n paar gelowiges nie. Het jy al dit gedink? Ek wil bid in die Heilige Gees, maar kan nie, want ek is nie soos daardie mense, daardie uitgesoekte mense nie. Dis nie wat die woord hier sê nie. Wat beteken hierdie gedeelte? En dis belangrik wat ons dit moet onthou. Dit is die normale manier waarop elke Christen behoort te bid. Dis die normale manier wat elkeen van u wat vandag hier sit en sê, ek is 'n kind van God, dit is hoe u moet bid. U moet bid in die Heilige Gees. Dit is, met ander woorde, dit bid in die Heilige Gees is nie vir spesifieke mense nie. Dit is vir elke persoon. Dit beteken nie, dit is 'n spesiale geestelike vlak wat ek moet wees. As u 'n kind van God is, kan u nie sê, ek sal wag. Oor 10 jaar sal ek op 'n vlak wees wat die mense sê ek moet wees. Dan kan ek bid in die Heilige Gees nie. Dis nie waar nie.
Dis nie wat God se woord sê nie. Dis vir elke persoon moet hier volgens bid. Dis vir elke gelowige. Hierdie deel wat verskriklik belangrik is, verwys nie in die tale gebid soos in 1 Korintiërs 14:14. Dis nie wat Judas hierby bedoel nie. En dis belangrik, want baie kere kan ons dit al verwar met wat in 1 Korintiërs 14 aangaan. Die Bybel koppel nooit Judas 20 byvoorbeeld aan tale nie. Dit is nie wat Judas 20 aan koppel nie, nie hierdie gedeelte nie. Tale is een gawe, maar daar is meer as een definisie van gebed in die Gees. En hierdie gedeelte wat Judas by bedoel hy praat van elkeen van ons. Elke kind van die Here moet in die Heilige Gees bid. Want wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees gee ons tog mos die krag om te bid. Want as die Heilige Gees nie by u is en in u is nie, hoe wil u bid? As die Heilige Gees nie in is nie, is die eerste plek is nie bekeer. Want die oomblik as jy tot bekering kom, ontvang ons tog mos die Heilige Gees. Ja. En ons bid in die Heilige Gees. Dit beteken ook nie wanneer ons bid in die Heilige Gees, dat daar noodwendige emosionele ervaring moet wees. Met ander woorde, ek voel nie emosies nie, so die Heilige Gees is nie by my nie, so ek bid nie in die Heilige Gees nie. Dis ook nie waar. Ek sê nie, daar kan nie, verstaan my net reg verstaan ook hierso, emosies kan deel wees daarvan. Natuurlik, ek kan emosioneel ervaar wanneer ek bid. Maar as jy sê, ek moet elke keer emosies ervaar, dan gaan jy dit dag nie bid as jy nie emosies het nie. Dit maak nie sin nie. Elke keer moet ons bid. En baie kere gaan jy emosioneel wees. Baie kere gaan jy emosies ervaar, maar dan gaan ook tye wees wat jy nie emosies ervaar nie. En dit is belangrik. Emosies kan deel wees, maar dit is nie die kern daarvan nie. En Judas 20 verwys dit na die Gees wat werk deur die woord. Dis belangrik. Die Gees werk deur die woord, deur die verstand en deur die hart. En dit is hoe jy bid. Deur die Gees, deur die hart, deur die verstand. En broers en susters, dis die normale manier wat ek en u moet bid. As u bid en die Heilige Gees is nie teenwoordig nie, en jy bid nie in die Gees nie, hoe lyk u gebed? En dis wat ons onsself moet afvra. Efesiërs 6:18 is belangrik. Terwyl julle met elke gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees. So elke geleentheid wat ons bid, bid ons in die Gees. En juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges, vir elkeen van u. En mag dit vir u vandag dalke verligting wees. Kan sê, dankie Here, dankie dat u my ook by u, dat ek ook met u mag praat. Dis nie net vir sekere uitverkorenes nie. Elkeen van u broers en susters wat hier is, elkeen van ons wat in hierdie week gaan bid vir ons land, elkeen van ons gaan bid in die Heilige Gees. Want dit is waar ons is, want ons kan nie op ons eie bid nie. En dit is wat Judas hier gesê het. So dis een van die boustene. Bewaar julle self in die liefde van God. Dis die volgende ene. Judas sê nie, wees lief vir God, sodat hy jou kan lief hê. Dis nie hoe dit werk nie. God het ons eerste lief gehad. En hy sê hierso, hy sê, leef voortdurend binne die veilige ruimte van God se liefde. Dit kan ons staande bly. Ons is veilig in die ruimte van God se liefde. Dis wat Judas vir ons sê, ons is veilig by God. Ons hoef nie te werk vir God se liefde nie. Hy het u lief. En hy het die eerste lief gehad. En daar's bewyse op bewyse, dit is preke op preke, van die bewyse van God se liefde vir my en u. Maar ek en u, Judas sê, leef voortdurend binne die veilige ruimte van God se liefde. Is dit nie mooi nie? Hoe sal ons dit bereik? Wees gehoorsaam deur heiligheid en gemeenskap met God. Ek en u moet gemeenskap met die Here hê. En ons moet in daai veilige ruimte lewe. Wag op die barmhartigheid van Jesus Christus. Ons wag nie passief nie. Vandag.
Ons wag nie angstig nie, maar ons wag met hoop. Ek en u wag met hoop. Titus 2:13, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser Jesus Christus. Die wederkoms vandag motiveer my en u om heilig te wees. Ons kan praat met mense. Ons kan mense sê, smeek mense, asseblief. Die tyd is hier. Jy lewe, jy het 'n kans. Draai, kom tot bekering. Maar mense kan self kies of hulle wil of nie. Maar ons wag vandag vir Christus se koms. Die wederkoms motiveer my nie heiligheid. Judas sê, die wêreld mag donker wees. Maar jy moet jou innerlike mens versterk. Die wêreld lyk donker dalk vir my nie vandag. Ons kyk na 'n week, ons weet nie wat gaan gebeur nie. As ons uit menslike oë moet kyk, lyk dit dalk donker. Omstandighede kan dalk donker lyk. Maar ek en u het 'n ander hoop. Ons moet ons innerlike mens versterk. Volharding begin nie by die wêreld nie, maar dit begin by my en u verhouding met God. Hoe lyk my en u verhouding vanoggend met God? Wil jy staande bly? Hoe lyk die verhouding? Dis wat jy jouself moet afvra. Dien jy die Here? Is jy 'n kind van God? En as jy nie 'n kind van God is, jy dien nie die Here nie. Lewe jy vandag nog? En elke oomblik wat ons lewe, is daar hoop. Maar ons moet 'n keuse maak. Ons moet sê, Here, ek maak 'n keuse, ek draai terug. Dan 'n derde punt, bewaar ander in barmhartigheid, vers 22 en 23. Dis 'n roeping tot barmhartigheid. En aan sommige wat twyfel, moet julle barmhartigheid bewys. Maar aan ander moet julle met vrees red, deur hulle uit die vuur te ruk. En ook die kleed moet julle haat, wat deur sonde bevlek is. Hierso praat Judas van 3 mense, wees barmhartig teenoor die wat twyfel. Ek en u moet barmhartigheid toon teenoor die mense wat onseker is. Ek en u moet barmhartigheid toon teenoor die mense wat maklik beïnvloed word, wat twyfel. En hoe gaan ons optree teenoor mense wat twyfel? Ons moet geduldig wees. Ons moet geduldig wees met mense wat twyfel. Ons moet liefdevol wees. Is nie liefdevol teenoor mense wat twyfel. Ons moet wys optree teenoor mense wat twyfel. En ons moet hulle leer. Ons moet hulle terugbring. Want elke siel is belangrik vir God. Elke siel is tog belangrik vir my en u. Dan die volgende gedagte wat Judas sê, red ander uit die vuur. Sommige mense het reeds verval in valsheid. En daarom kan ons nie stop. Ons moet met hulle praat. Sommige mense het reeds verval in valsheid. En die Here sê hierso, hulle moet dringend gered word. Hulle moet dringend gered word, soos 'n brandhout uit die vuur uit. En is dit nie so nie, as ons met iemand praat en 'n persoon wil net nie luister nie, al smeek ons. Ons kan sê, luister asseblief, wat jy doen is nie reg nie. Dit moet wees 'n smeeking soos 'n stuk hout wat ons uit die vuur uit wil pluk. En dit is wat Judas vir ons hierso sê, dis wat ek en jy moet doen. Dis 'n dringendheid, broers en susters, dis 'n dringendheid. Dis 'n dringendheid. Mense wat in valsheid verval het, dis 'n dringendheid dat ons met hulle moet praat. Maar hoe gaan ons met hulle praat? En hier is nogal dalk baie moeilik. Ons moet ferm wees. Ons moet ferm wees. Ons moet eerlik wees. Ons moet die Here vra, Heilige Gees, gee my die moed. Is dit moeilik om met sulke mense te praat? Ja, dit is. Dit is nie altyd maklik nie, maar ek en jy moet moed hê. Ons moet die Here vra, gee my die moed. Ferm my, baie keer skram ons weg daarvan. Ek is bang om met so 'n persoon te praat, want nou offend ek hom. Ek moet net nie sy gevoelens seermaak. Maar wat is belangrik? 'n persoon se siel, 'n persoon se ewigheid. Want
Judas sê, dis 'n brandhout, dis 'n stuk hout wat besig is, hy's daar, so ons moet hom uitpluk. En ons moet op 'n plek kom, ek en jy moet geestelik volwasse wees. Geestelik volwasse, dat wanneer ons met so 'n persoon praat, dat ons so 'n persoon ook kan leer. Dis een van die dele, een van die mense wat ons in barmhartigheid mee moet optree, en wees versigtig vir besmetting. Judas sê, haat selfs die kleed wat deur die vlees besmet is. Ons moet mense lief hê, maar die sonde haat. Maar, by dit gesê, wees wys, wees versigtig, dat jy self nie val nie. Baie mense het al gesê, nee, ek gaan met mense praat in die kroeg. Dan gaan sit hy daar so, wat gaan soek jy daar? Hoe gaan jy met 'n dronk man praat? Pas op dat jy nie self val nie. En daar's bewyse deur die tye heen van mense wat gegaan het en hulle self nie opgepas het nie. En het geval. En hierdie is dieselfde as die waarskuwing. Haat selfs die kleed wat deur die vlees besmet is. Romeine 12:9, laat die liefde ongeveins wees, vir afskuw wat sleg is, hang die goeie aan. Met ander woorde, wat sê dit vir ons? Ons moet wys wees, ons moet baie wys wees, sodat ons self nie val nie. En wanneer ons so praat met mense, wat vereis dit van ons? Ons moet naby genoeg wees om te help, maar nie so naby, dat ons self val. Wees wys. Ons kan sê, maar ek is lief vir die siel. Dis reg. Laat dat persoon nigter wees. Laat hy dan kerk toe kom. Of gaan sien hom by sy huis terwyl hy nigter is. Lang terug het ek iemand geken en elke keer as hy dronk is, bel hy my, ek moet hom nou kom sien. Want hy dronk verdriet. En dan wil hy oor die Here praat, maar hy's dronk. En ek het die eerste keer gegaan en toe kom ek agter, waarom is hy besig? Hy weet nie wat hy sê nie. As hy nigter is, bel hy my nooit. Maar die oomblik as hy drink, moet ek met hom kom praat oor die Here. En hy weet nie eens wat om hom aangaan. En daarom, broers en susters, wees wys. Wees wys. En dan verder, dit vereis dat ons, wanneer ons met mense praat, wat nie die Here ken nie, wat in die wêreld is, wat dan, soos daai sê, haat selfs die kleed wat deur die vlees besmet is. Hoe moet ons doen? Ons moet kennis van die woord hê. As jy met iemand wil gaan praat, wat die Here nie ken nie, hoe gaan jy met hom praat as jy nie iets in jy het nie? Jy kan nie iets gee wat nie in jy is nie. Kennis van die woord. Wees wys, kennis van die woord. Jy lewe moet heilig wees. Dat help nie twee dronk mense praat oor die Here nie. Jy moet heilig lewe. Wees heilig. Wandel in die Gees. Want as jy met iemand praat, as jy uit die eie met iemand praat, gaan jy mis. Die Heilige Gees moet jy lei. Die Heilige Gees moet die woorde in die mond plaas. Die Heilige Gees moet jy die moed gee. Maar selfs in ons barmhartigheid moet ons waaksaam bly. Jy kan sê, ek is lief vir mense, ek is lief vir die verlorenes. Wees waaksaam. Want anders te gaan jy nie staande bly. Om barmhartig te wees beteken nie om 'n kompromie met valsheid aan te gaan. Met ander woorde, as u oor God praat, moenie 'n kompromie aangaan met die wêreld. As jy kom en sê, maar dis my familie. Hulle gaan nie meer van my hou nie, hulle gaan my nie meer nooi nie. Jy kan nie 'n kompromie met die wêreld aangaan nie. Bly staande, staan op wat God vir ons sê. Dan 'n vierde punt, vertrou God om jou te bewaar. God is die een wat ons bewaar. Om staande te bly, net God kan ons bewaar. En God sal u bewaar om staande te bly. Judas 24, aan hom nou wat magtig is om julle verstruikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Judas eindig nou hierdie gedeelte wat ons nou die hele tyd oor gepraat het met 'n loflied wat die hele brief opsom. God kan jou bewaar van struikeling. God is jou bewaarder. In hierdie lewe, wil u staande bly, wie gaan u laat staande bly? God is die een wat u bewaar. God is die een wat u laat staande bly. Hy is jou bewaarder, hy is jou beskermer. Hy is jou bron van krag.
As u die bron van krag op 'n ander plek soek, is u op 'n verkeerde plek. Net die Here bewaar u, net die Here beskerm u, net die Here gee u krag. Ons struikel nie omdat God swak is nie. Ek en u struikel nie omdat God swak is nie, maar omdat ons nie in hom bly nie. Dink daaraan, wanneer, jy hoef nie te sê wanneer nie, maar dink daaraan, die keer toe u gestruikel het, waar was God? Die keer toe u gestruikel het, waar was u? Was u in God? Hoe het die verhouding gelyk met die Here? As ons nie in die Here bly nie, wanneer mense terugval, wegdraai, dan kom hulle en sê, die kerk het my seer gemaak. Nee, die kerk het jou nie seer gemaak nie, jy is nie in God nie. Bly in die Here. Wanneer ons struikel, wanneer ons terugval, waar was die Here? God is nog altyd daar. Ons struikel nie omdat God swak is nie. Ons struikel omdat ons nie in hom bly nie. Wanneer gebeur goed? Valsheid kom. Die eerste keer toe die valsheid hoor, hoekom het jy nie opgestaan en gesê dis vals? Dan sit ons vat die boodskap, ons luister ons so baie. Persoon se hart is goed. Dan kom die tweede boodskap, en die derde boodskap, by die vierde, vyfde boodskap, is jy deel van daai persoon. Jy glo wat hy glo. Maar wanneer ons weet goed is vals, staan op daarteen. Dis wat die Here vir ons sê, want wanneer val ons, wanneer maak dit nie meer vir ons sin, as ons nie in die Here bly nie, dan is ons op gevaarlike plek. Ek is die wynstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. So as u nie in God is nie, is u weg van God af. En as u weg is van God af, is u op 'n baie gevaarlike plek. Want dan is u nie naby God nie, dan is u oop vir die vyand. Jy is heeltemal oop. Waartoe gaan jy gaan? As jou lewe uit mekaar uitval, waartoe kan jy hardloop? Jy wil nie God nie, jy wil nie by hom wees nie. Gaan jy hulp kry van Satan? Gaan jy hulp kry van jou wêreldse vriende? Nee. Waar gaan jy hulp vandaan kom? Net van die Here. Bly in die Here. En dit is wat die ding is, Judas Jesus sê, God kan jou bewaar van struikeling. Christus sal sy bruid, die volgende gedagte, die Here stel jou sonder gebrek voor sy heerlikheid. En hier is so mooi, Christus sal sy bruid onberispelik, heilig, skoon en glansend voor die Vader aanbied. En dis waar ons hier op die oomblik is. Ons gaan skoon voor die Vader aangebied word. Dis die bruid. En die Here sê dit in Efesiërs 5:27, sodat hy die gemeente voor hom kon stel. En dis ek en u, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. Dit is wat die Here doen. Jesus gaan ons vlekloos voor God stel. Sonder gebrek. En dit is waarmee Judas hiermee afsluit. Hy wys die valsheid. Hy sê hoe baie dit gaan, hoe vals mense is, wat gebeur, wat dit doen aan Christene, wat nie waaksaam is nie. Maar dan sluit hy hierdie af met 'n loflied. Die Here doen dit met 'n gejuig. Dit is nie, die Here red ons nie. Wat die Here vir ons doen hy nie met 'n gesig nie. Dis nie swaar vir God nie. Baie keer moet ons iets vir iemand doen en dis so swaar vir my. Ek wil dit nie graag doen nie. Dis moeite, dis swaar. Dis nie wat God doen nie. Dis nie wat die Here doen nie. Hy kom en hy sê die Here doen dit met 'n gejuig. God red nie met 'n gesig nie. Hy red met 'n gejuig. In die volgende vers, Zephaniah 3:17. The Lord your God is with you, the mighty warrior who saves. He will take great delight in you. In his love he will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing. Is hier nie mooi nie? Dit is woorde wat die Here vir my en u sê. Dis die God wat ons dien. Hy jubel en juig oor my en u. Wanneer ek en u dit besef, hy jubel en juig oor my en u, dan moet ons stil raak en besef, ek het waarde. Want die Here jubel en juig
oor ons. Dit is Christus se vreugde om sy bruid te ontvang. Hy eindig hierdie brief, Judas, eindig hierdie brief, en ek gaan dit nou vir julle lees, maar mag ek en u dit besef. Dit is die God wat ons dien. En ons moet waak teen valsheid. Die Heilige Gees is in ons. Ons bid in die Gees. Ons het die krag. Dit laat my en u staande bly. En baie keer kan jy voel, maar ek het weer geval. Staan op. Staan op en bely die sondes. Die prys is betaal, maar moenie die genade van God goedkoop maak nie. Maar streef daarna en sê, Here, dankie dat ek weer mag opstaan. Dankie, Here, dat u nie na my sondes kyk, soos wat ek het verdien nie. U kyk na my asof ek nooit gesondig het nie. En die Here kom en sê, want baie keer kan ons dink, Here, ek breek jy hart. Het jy al so gevoel? Here, ek het jy hart gebreek. Deur my sonde. Maar dan kom die Here en sê, ek kyk nie daaraan. Want ek het jou lief. Ek juig, omdat ek jou kan red. Ek juig, omdat ek jou vlekloos gaan voorstel voor die Vader as die bruid. En dis wat die Here sê, Judas eindig met hierdie vierledige beskrywing van God se karakter. Judas 25. Aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe, heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot alle ewigheid. Amen. Amen. Die Here sê, dit is heerlikheid, alles wat God is. Majesteit, sy grootheid. Ons het vanoggend hier gesing, en ons gaan dit elke Sondag van nou so doen. Ons het vanoggend gesing hierso, en ons het God se naam groot gemaak. Ons het God geloof en prys uit ons hart uit, want hy, sy grootheid, sy majesteit, sy krag, sy vermoë. Niks is vir God onmoontlik. Hierdie land, wat gaan gebeur, ons weet nog nie wat gaan gebeur nie. Dit is net so God se hand. Niks is onmoontlik vir God nie. Niks is onmoontlik vir God in u lewe nie. Hy kom en hy vat 'n onmoontlike situasie en hy vat dit, en hy draai dit om na 'n wonderwerk. En elke, wie van u kan daarvoor getuig? Amen. Amen. Elke situasie vat God, en hy die krag, hy die vermoë, en hy die gesag. Hy die reg om te regeer. Hy die gesag. En ons sal onder hom dien. Ons bring nie God af na ons toe nie. Ons kan. En as jy die Here afbring na u toe, dan moet jy die eerste plek vra, is ek bekeer? Het ek ooit die Here aangeneem? Want ons moet neerval, so laag as wat ons kan, voor God. Want ons dien 'n almagtige heilige God. Dit is aanbidding. En dis die eindpunt van elke ware gelowige. Dis waar ek en u staan. Dis hoe ons gaan staan. As jy sê, baie keer voel ek is op gladde grond, ek voel ek wil val, ek voel ek wil wankel. Here, die wêreld se invloed is so erg op my lewe. Dan kom ons terug na hierdie versekering van Judas. God sal ons nie los nie. Hy sal dat jy bly staan. En ek sluit af. Hoe bly ons staande? Judas kom en hy gee eenvoudige, maar kragtige padkaart. Onthou die woord. Bou jou geloof. Bewaar ander. En dit is so mooi. Ons praat oor liefde. En as jy wil, ek sal nou met jy daaroor praat daarna. Maar ons bou in liefde ook. Ons is barmhartig teenoor mekaar, want ons elkeen gee vir mekaar om. En ons vertrou God vir ons lewens. Geliefdes, die wêreld verander, maar God se woord bly staan. God is vas. Die tye word donker, maar God se lig skyn helderder. En God se lig skyn vandag deur my. Deur ons. Wêreld kan hardloop na goeders toe. Mense kan na verskillende plekke toe hardloop oor wat gaan aan hierdie week. Waartoe gaan ek nie? Na God. Amen. Ons gaan die Here soek. Ons gaan die Here aanroep. Ons gaan op God vertrou. En ons gaan kom getuig die goedheid van God. Want ons dien 'n almagtige God. Dis waartoe ek en u hardloop. Het jy ander probleme vandag? Want jy sê, waartoe moet ek hardloop? Ons hardloop na God. Dis waartoe ek en u gaan vandag. Die stryd is werklik. Die stryd is werklik. Ons lewe nie onder illusie. Die stryd is werklik. Ons het 'n stryd op hierdie aarde. Dis 'n feit.
Nie een van u wat 'n kind van die Here is kan sê, omdat ek die Here dien, omdat ek tot bekering kom, nou moet alles goed gaan. As jy na sulke doktrine luister, dan is dit vals. Dis 'n leuen. Dis 'n leuen. Die Here sê dit, ons gaan moeilike tye. Dit gaan swaar gaan. Dit is hoe dit is, maar dit is oorwinning. Oorwinning, Christus het reeds oorwin. Ons oorwinning is seker. Ons weet waartoe ons gaan. En as jy nie weet waartoe jy gaan nie, kontak ons. Ons sal graag met u wil praat, dat jy sekerheid kan kry in die geloof, dat jy kan hê wat ons sê, dat jy die blydskap kan hê. Hy wat jou geroep het, sal jou bewaar tot die einde. Amen. Filippense 1:6, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. So u daar sekerheid, so u kan staan en bly.